die Here. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, 'n voorreg om aan U lof en eer te kan besing vanmôre. 'n Voorreg, Here, om eer aan U te kan bring vanmôre met dankbaarheid in ons harte. Wil U ons seën, Here, in hierdie môre ook met die woord wat gaan uitgaan. Here, dat ons met die harte sal glo en dat die Gees die spreker sal wees in Jesus naam. Amen en amen. Kom ons neem ons sitplek. Ek wil vir almal sê baie welkom vanmôre in die huis van die Here. En ek is met volle vertroue dat u uit die hand van die Here in hierdie môre gaan baat vind met dit wat die Here vir ons wil sê in hierdie oggend. Geliefdes, en ook hulle wat ingeskakel het, ek gaan aan u bekend maak dat ons in hierdie tyd wat gaan kom, praat oor die fondament wat gelê moet word vir geestelike groei. Ons kan na mooi boodskapies, kragtige boodskapies, mooi woorde luister. Maar as dit nie in ons lewe vestig en ons groei daardeur nie, was dit maar net 'n goeie boodskap. Was dit maar net iets besonders. En was dit maar net mooi. En hoeveel van daardie boodskappe het jy al gehoor en hoeveel het jy al vergeet? Is dit nie so nie? En daarom is ons fokus in hierdie jaar dat om te groei, te gaan getuig aan ander en dan te vermenigvuldig. Sodat ons almal deel kan hê aan die koninkryk van God. En vanmôre is dit geestelike groei, fundament tema is groei, leef uit genade, nie deur prestasie nie. Efesiërs 2 vers 8 en 9 is vanmôre ons kerngedagtes. Efesiërs 2 vers 8 en vers 9. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie. Dis die gawe van God. Kyk mooi, gaan weer terug, net vir ons asseblief Chantel. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God, vers 9. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Met ander woorde, dit gaan nie oor iets wat ons doen nie. Dit gaan alles uit die genade wat ons ontvang uit die hand van God uit. Baie gelowiges en baie mense in verskillende denominasies, verskillende kerkgroepe, begin die gelowiges hulle geloof reis met vreugde, met vryheid en met dankbaarheid. Almal begin daarmee. Maar iewers langs die pad word die genade wat ons ontvang het, waardeur ons gered word deur die geloof in Jesus Christus, word vervang met prestasie. Ons begin meet, bid ek genoeg? Prestasie word belangrik. Bid ek genoeg? Dien ek genoeg? Lees ek my Bybel genoeg?
Wat doen ander? Ons lewe begin wentel om prestasie. En stadig, maar seker, soos wat die situasie aanbeweeg, verander ons lewens. Raak ons verhouding met God 'n stelsel van verdienste. En voorspoedprediking skep die stelsel van verdienste. Jy moet gee om te kry. Met ander woorde, in daardie sin, waar is God se genade dan nou? Waardeur ek en jy gered is. Geliefdes, ek sê nie jy moet jou 10de nie gee nie. Ek sê nie jy moet jou verantwoordelikheid teenoor God nie nakom nie. Maar die doel waarmee ons dit doen, die rede wat ons daaraan koppel, bepaal, is hierdie saak uit genade, of is dit uit prestasie, uit verdienste uit? Laat ons vandag kyk, in hierdie oggend, na ware fondament van geestelike groei. En ek wil hê jy moet mooi let op wat ek nou gaan sê. Nie op die basis van wat ek vir God doen nie, maar op die basis, wat het God reeds deur sy seun Jesus Christus vir my gedoen? Nie wat kan ek vir God doen nie. God is alles almagtig, alomteenwoordig en alwetend. Geliefdes in die Here, dit bring my uit by die 6 punte wat ons vanmôre onder hierdie onderwerp 'n bietjie gaan aanraak. En ek kan dit nie elkeen in diepte met u deel nie, maar dit wat ek gaan doen, gaan ek probeer na my beste van my vermoë, sodat u hier uitstap vanmôre, om te verstaan. Ek wil hê u moet geestelike groei in die fondament in hierdie afgelope paar Sondae wat gaan kom, verstaan, geliefdes in die Here, en ook hulle wat saam met ons ingeskakel het. Wat beteken dit om uit genade te leef? Kom ons kyk eers, wat beteken genade? Want almal gebruik die woord genade oorvloediglik. En as ek vanmôre vir die gemeente mag vra, wat sê u, wat beteken genade? Is daar enige iemand wat 'n kans wil vat? Wat beteken genade? Ons gebruik die woord dag en nag. Baie mense sê God se genade is vir my genoeg, ek kan leef soos wat ek wil. Ander sê ons leef uit genade en deur genade. Wat beteken hierdie woord genade? Is hier niemand wat wil probeer nie? Waar is die studente? Genade beteken onverdienstelike guns. Ek gaan dit weer sê. Onverdienstelike guns. Dis guns van God wat jy nie verdien nie. Dis genade. En volgens dit wat Paulus vir Romeine geskryf het, ontvang ons hierdie onverdienstelike guns deur die geloof wat ons in Jesus Christus het. Daarom dit is God
se liefde en aanvaarding, wat nie gebaseer is op my prestasie nie, maar is gebaseer op Christus se volmaakte werk wat hy gedoen het. Want deur die genade, deur die geloof wat ons in Christus het, word ek en jy gered. Kom ons lees wat sê die Bybel in Romeine 5 vers 1. Want daar is twee dinge waarop ek wil hê in daardie skrif, waarop u moet let, geliefdes in die Here. In die boek van Romeine, die 5de hoofstuk, die 1ste vers. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Kind van God, ek wil hê jy moet nou let op, nie ons sal vrede hê as ons genoeg doen nie. Dis nie wat daar staan nie. En vir baie mense het hulle vrede as hulle genoeg doen. Vir ander het hulle vrede as hulle geprys word. Vir ander het hulle vrede as hulle geëer word. As hulle erkenning ontvang. Maar dis nie wat daar staan nie. Wat staan daar? Ons het vrede, omdat ons deur die geloof in Christus Jesus geregverdig word. So waardeur ontvang ons die vrede? Omdat ek geloof in Jesus Christus het, ontvang ek vrede in my hart. Nie deur wat ek doen nie. Nie deur wat ek prestasie wat ek bereik nie. Daarom, geliefdes in die Here, genade sê, ek behoort reeds aan God. Sê vir die persoon langs jou, ek behoort reeds aan God, want dis wat genade sê. Prestasie sê, ek moet eers bewys dat ek goed genoeg is. En hoeveel van ons meet ons nie self aan hierdie saak nie? Pastoor, weet jy, ek is nie goed genoeg vir hierdie werk nie. Ek is nie goed genoeg vir om hierdie pos te beklee nie. Ek is nie goed genoeg vir hierdie bediening waar die Here my ingeplaas het nie. Want ek doen nie goed genoeg nie. Ek moet eers bewys kry. Geliefdes, en wanneer ek moet bewys, skep dit vir gevaar vir my geestelike lewe. En dit bring by nommer 2 uit. Die gevaar van prestasie gedrewe geloof. En baie volg dit na. Ek spandeer 90% van my tyd aan die kerk. En nou moet ek sê, prestasie gedrewe geloof skep 3 negatiewe aspekte in my lewe. In die eerste, Romeine 8 vers 1. Skuld en veroordeling. Wanneer ek misluk, voel ek God is teleurgesteld in my. En nou praat ek nie net van die kerk nie, ek praat van jou daaglikse lewe. Gedrewe op prestasie. As ek misluk, voel ek God is teleurgesteld in my. Wanneer ek nie bereik wat ek graag wil bereik nie, voel ek God is teleurgesteld in my. Dit breek jou fondasie van geestelike groei. Daarom sê Romeine 8 vers 1, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees.
So wat sê hierdie skrif vir jou en vir my? Dat God is nie daar om jou te veroordeel wanneer jy misluk nie, kind van God. God is nie daar om jou verder in die grond in te trap nie, en as jy lê, is God nie daar om jou te skop nie. God is die God wat jou optel. Hy staan daar en hy sê, ek is daar vir jou tot geen veroordeling nie. Vir julle wat in Christus is nie. Julle wat nie na die vlees mee wandel nie, maar na die Gees wandel, om deur die Gees van God gelei te word. Kind van God, en hier kom die volgende vraag, word ek waarlik deur die vlees gelei, of word ek deur die Gees gelei? Wie lei my? Hoe word ek gelei? 2 Korinte 10 vers 12, ons tweede punt. Ons vergelyk onsself met ander. En dis 'n gevaar. Dis 'n gevaar, want nou is jy besig nie meer om God te dien nie, jy is besig om jouself te dien. Want jy is besig om te bepaal hoe goed jy is. Daai ou kan so bid, ek kan nie so bid nie. Daai ou kan so uit die Bybel uitlees, ek kan nie so uit die Bybel uitlees nie. Ek is nou nie meer in die bediening waar God besig is om my te gebruik nie. Ek is nou besig om myself tentoon te stel in hierdie wêreld en myself te meet. Om jou geestelik teenoor ander mense, se gebedslewe, se bediening of te kennis te meet. Ek is nie slim genoeg nie, ek ken nie die Bybel goed genoeg nie. Nou kom 2 Korinte 10 vers 12. En wat waarteen waarsku die Bybel jou en my? Want ons waag dit nie. God waarsku jou en my, kyk daar. Ons waag dit nie om ons te reken of te vergelyk met sommige van die wat hulle self aanbeveel nie. Maar omdat hulle met hulle self meet en met hulle self vergelyk, is hulle onverstandig. So die Here sê vanmôre, vir elke mens wat hom met 'n ander een vergelyk, jy's onverstandig. Pastoor, maar nou oordeel jy, dan oordeel God ons. Want dit is sy woord waaruit ek lees. Ek lees nie in 'n woord wat deur 'n kerk geskryf is nie. Ek lees uit God se woord uit. Daarom sê die Here met jou, wanneer jy jou met ander begin vergelyk, belemmer dit jou geestelike fondasie vir geestelike groei, kinders van God. En dit bring my by punt nommer 3. Matteus 11:28, waar Jesus dit gesê het. Geestelike uitbranding. Jy doen so baie vir die Here, maar jy verloor vreugde. Jy verloor vrede. Jy verloor daardie intimiteit met God en met die Gees wat jou lei. Jy verloor die leiding van die Heilige Gees tot alle tye. Daarom sê Jesus, kom na my toe, julle wat vermoeid en belas is. Ek sal vir julle rus gee. Ek sal julle rus gee, sê die Here. Kom net. En uit die woord van die Here het daar uit hierdie 3 punte vir jou elke keer 'n antwoord gekom, waarop ek en jy op God se woord kan staan, sodat hierdie negatiewe aspekte ons nie oorweldig nie, maar dat ons staande kan bly teen die vuurige pyle van die Satan. Kan u dit sien vanmôre? Gemeente, julle kyk my snaaks aan. Verstaan julle dit vanoggend? Dit kom nie uit prestasie uit nie. Jesus se lewe, nommer 3, bewys ons van genade en nie prestasie nie. En Petrus loop saam met Jesus. En nou wil ek hê, u moet let op Jesus se optrede.
Kyk bietjie na Jesus se optrede. Maar kom ons kyk eers wat doen Petrus. Petrus is op die skei. En Jesus kom al wandelend op die see aan en Petrus sê, Here, as dit U is, laat my ook op die water loop. En onmiddellik sê hy, kom Petrus. Petrus loop op die water na die Here Jesus toe. Wat daarna gebeur is 'n ander preek op 'n ander dag. Die punt is, hy het na Jesus toe geloop op die water. Nommer 2, Jesus vra, wie sê julle, wie is ek? Petrus antwoord, hy sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En Jesus sê vir hom, vlees en bloed het dit nie aan jou bekend gemaak nie, maar die Gees van God het. Petrus word opreg deur die Gees gelei en identifiseer Jesus Christus as die Seun van God. Nou moet jy weet, daardie man, Jesus word in gevangene geneem, daardie man sê, Here, al gaan U ook deur die dood, ek sal U nooit alleen los nie. En toe Jesus in gevangenskap geneem word en hy sê vir hulle, maar jy is ook een van hulle. 3 keer verloon hy Jesus. En die 3de keer, toe hy Jesus verloon, jy moet nou hierdie prentjie sien. Toe hy Jesus verloon en hy kyk op, toe kraai die haan, en hy kyk in Jesus se gesig vas. Sê die skrif so? Amen. En die skrif sê, en hy het in Jesus se gesig vasgekyk, en Jesus het vir hom gekyk. Hy verloon Jesus terugkeer. En nou wil ek hê, jy moet mooi kyk, wat doen Jesus? Sit so lank vir my op daar, Johannes 21 vers 15. Kyk wat doen Jesus. Jesus herstel vir Petrus. Ongeag wat hy doen, ongeag wat hy bely het. Hy straf hom nie, maar hy spreek deur liefde. Hy veroordeel hom nie, hy verwyd hom nie. Glad nie. Kyk wat vra hy. Toe hulle klaar was met die môre ete, vra Jesus vir Simon Peter, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Meer as hulle hier. As ek en jy na ons lewe kyk, as ons die plekke kyk waar ons besoek, as ons daaglikse lewe moet bekyk waarmee ons omgang het elke dag, naweke, dae in ons lewe, kan jy getuig dat jy waarlik die Here liefhet? Ek is so bly, ek sien 'n paar koppe skud, maar ek sien ook 'n paar koppe val. Kan jy, as jy na jou bediening vanmôre kyk waar die Here jou in aangestel het, kan jy vanmôre sê, Here, ek het U waarlik lief? Dit verhinder jou geestelike groei. Dit skuif jou van genade na prestasie. Dit skuif jou. In hierdie skrifgedeelte kan ons sien, Jesus vra net vir hom, het jy my lief? Doen jou verklaring. Lewer jou bewys. Het jy my lief? Hy vra nie vir hom, hoekom het jy my verloon nie? Jy het saam met my op die water geloop. Jy was die hele 3,5 jaar saam met my, 3 jaar, 6 maande, was jy saam met my, en hier kom jy verloon my, toe ek jou nodig gehad het. Dit sou die meeste van ons houding gewees het.
Toe ek jou nodig gehad het, pastoor, was jy nie daar vir my nie. Hoekom maak jy op my staat wat vir jou nie 'n dag se lente by jou lewe kan voeg nie? Hoekom wil jy op die kerk staat maak? Hoekom maak jy nie staat op God, wat jou siel kan ophys en jou siel in die hel kan werp nie? Nee, weet jy wat is die maklikste? Om op te gee. Om handdoek in te gooi, dis die maklikste. Kom ons gee op. Kom ons gooi handdoek in. Dis die maklikste om weg te hardloop. Jy kan net weghardloop tot die doodsengel jou kom haal. En dan gaan jy voor die troon staan. En daar is nie weghardloopplek nie. Jy moet dit besef vanmôre. Geestelike groei is wat jou en my in hierdie lewe waarin ons besig is om in te beweeg, kind van God staande gaan hou. Dis geestelike groei wat jou geloof so sterk gaan maak om nee te sê vir dit wat verkeerd is en ja te sê wat reg is. Daarom glo ek, het God vir hierdie gemeente geestelike groei kom uitwys. Kind van God. God bou ons nie op skuld nie. Maar God bou ons op liefde. Hy hou ons nie verantwoordelik nie. Maar weet jy wat? Ware geestelike groei vloei uit identiteit. Identiteit. En ek wil sê vanmôre 1 Johannes 3 vers 1. Geliefdes, jy groei nie om 'n kind van God te word nie. Jy moet mooi hoor wat ek sê vanmôre. Jy groei nie om 'n kind van God te word nie. Jy groei omdat jy 'n kind van God is. Hoor wat ek vir julle sê vanmôre. Jy groei omdat jy 'n kind van God is. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld is ons nie. Omdat dit hom nie geken het nie. En daardie hom is omdat Jesus nie geken is nie. Geliefdes, dis die liefde van God wat jou kind van God noem. Dis noodbelangrik. Wat ek vanmôre vir jou wil sê, jy moet weet in geestelike groei wie jy is. Jy moet dit weet. En kom ons kyk na 3 punte, net 3. Nommer 1. Moenie bid om God te probeer beïndruk nie, maar omdat jy hom in jou sake wil ken. Omdat jy hom vertrou. Nommer 2. Moenie die Here kom dien uit plig uit nie, maar uit dankbaarheid uit vir dit wat hy vir jou gedoen het. In dankbaarheid dat hy jou lewe aan jou teruggegee het. In dankbaarheid dat jy kos op jou tafel het. Dat jy klere aan jou lyf het. Dat jy 'n kar het om mee te ry. Dat jy kinders het en dat jy vanmôre in sy huis kan sit. Nie uit plig nie. Jou identiteit van gehoorsaamheid moenie gedryf wees deur vrees nie, maar uit liefde, omdat jy waarlik ons God lief het. Ons het dit gesing vanmôre. Toe wonder ek, weet die gemeente wat hulle sing? Weet die mensdom wat sing hulle?
Hulle het mos net sekere tye wanneer hulle die kerk wil dien. Hulle het mos net sekere tye wanneer hulle die Here wil dien. Hulle wil net sekere tye die naam van die Here groot maak. As dit koud is, dan wil hulle nie kerk toe kom nie. As dit reën, dan klim hulle onder die komberse in. En as dit iets gebeur, dan wil hulle by die huise bly. Hulle wil net sekere tye die Here dien. Is dit uit liefde uit of is dit uit vrees uit? Ons wil net sekere tye, terwyl dit goed gaan, wil ons die werk van die Here doen, maar wanneer daar 'n bietjie teëstand kom, wanneer die wind 'n bietjie van voorkom, wanneer daar 'n bietjie uitdagings kom, dan wil ons mond uitspoel, ons wil negatief praat, en dan wat dan, geliefdes in die Here? Het ek dan nog waarlik die Here lief? Sê ek die Here lief wat ons vanmôre gesing het, Here, ek het jou lief. Dis tyd dat ons die waarheid in die oë kyk. Dis tyd dat ons die waarheid eerlik met God begin wees, want hierdie valsheid, hierdie mombakkies kan nie voortleef nie. Geestelike groei gebeur nie agter mombakkies nie. Geestelike groei vind plaas in eerlikheid, in gehoorsaamheid, in liefde. Dis waar geestelike groei plaasvind. En as ek en jy besig is met dinge behalwe met God se dinge, kan daar nie geestelike groei in ons plaasvind nie. Geliefdes, daardie gehoorsaamheid moet uit liefde kom. En ek wil sê vanmôre, dit bring my by punt nommer 5 uit. Genade is nie 'n lisensie om te doen wat jy wil nie. Genade is nie 'n lisensie om sonde te na te streef nie. Genade is nie daar om sonde na te jaag en te dink God se genade is vir my genoeg nie. Genade is nie 'n lisensie vir gelowiges om sonde te doen soos hulle wil nie. Genade is nie daar om keuses te maak wat God nie behaag nie. Romeine 6 vers 1 en 2. Sommige mense dink, as dit alles genade is, maak dit nie meer saak hoe hulle leef nie. Het maak nie meer saak wat hulle sê nie. Het maak nie meer saak hoe hulle ander benadeel en sleg sê en negativiteit spreek nie. En ek moet sê vanmôre, met al hierdie negativiteit van die gelowiges, het ek sommer Facebook gedelete. Romeine 6 vers 1 sê, sal ons in die sonde bly? Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly? Dat die genade meer kan word. Vers 2, nee stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoor mooi, ons wat die sonde afgesterf het, en ons wat sê dat ons die sonde afgesterf het, ons wat sê ons het God lief, ons wat sê dat ons Christus lief het, ons wat sê dat ons deur die Gees gelei kan word, ons wat sê dat ons werklik ons lewe toewy aan die Here, ons wat sê dat die Here vir ons die belangrikste besitting is in ons hele lewe, hoe kan ons nog daarin lewe? Hoe kan jy nou nog in die sonde wil lewe? Genade is nie die lisensie om daarin te lewe nie. Genade, hoor mooi vanmôre, genade verander jou hart. En jou hart bring 'n veranderde lewe voort. In woorde, in dade, in gedagtes. In hart, in siel, gees en verstand. Kind van die Here, vanmôre gaan ek vir jou sê, hoe kan jy daagliks in genade leef en nie in prestasie nie? Daagliks. In die eerste plek wat ek wil sê, 'n onveranderlike gedagtes. Onveranderlike gedagtes. En nommer 1 is vanmôre Galasiërs 2:20.
Nommer 1 is vanmôre. Begin elke dag van jou lewe by die kruis. Herinner elke dag vir jouself. En ek wil net sê vanmôre, voordat ek verder gaan. Al hierdie dinge wat ek vanmôre vir jou sê, is nie 'n quick fix nie. Hoor net vanmôre, dis nie 'n quick fix nie. Die woord sê vir jou en my, ons moet ingeoefen word om tussen reg en verkeerd te kan onderskei. Ek sê hierdie dinge vir jou en ek sê dit vir myself. Kyk, ek kry dit 3 keer. Die meeste kry ek wanneer ek veronderstel is om te slaap. En dan kry ek dit weer wanneer ek daar voor die rekenaar gaan sit. En ek vat my Bybel. En dan kry ek die 3de keer wanneer ek dit preek. Soos vanmôre. Kry ek dit weer. En jy sal dink, prediker, maar ek kry dit ook, ja. Ja, ek kry dit ook. Want ek het ook dinge hier waarin ek moet werk. Net soos u. En is nie 'n quick fix nie. Ons moet hierdie dinge gaan oefen. Om hierdie dinge inoefen. So begin by die kruis. Herinner jouself, Jesus het reeds die prys betaal. Herinner jouself, Jesus het reeds die prys betaal. Dis waar ek begin. En wat ek julle, en wat, vers 20. Galasiërs 2, die 2de hoofstuk. Galasiërs 2, vers 20. Ek wou nou net gesê, my brein werk nou nie saam met die skrif nie. Ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie. Kyk wat sê hy, ek is met Christus. Die oomblik as ek hom aangeneem het as my persoonlike saligmaker, verlosser en koning, en ek glo almal wat hier sit het dit gedoen, is ek dan met hom gekruisig. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof. Hoor mooi, hy sê nie jy geloof in 'n spesiale oomblik nie. Jy leef in hierdie, wat hierdie sosiale media probeer vir jou skep op die televisie en die goed wat hierdie kinders, julle toelaat dat die kinders kyk, in hierdie bo-menslike anatomie van gebeure. Untouchable. Hy sê vanmôre, ek weet, jy leef in 'n vleeslike wêreld. Dis verrassend. Jy leef in die vlees. Leef ek, maar nou sê hy, in hierdie lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Ek leef nou in die Seun. Met ander woorde, ek herinner my aan wat Jesus vir my gedoen het. Kind van God nommer 2. Hoe kan ek daagliks uit genade lewe? Ek laat jou verhouding belangriker wees as jou roetine. Verhouding met wie? Met die Here. Belangriker wees as jou roetine. Want baie se roetines is belangriker as hulle verhouding met die Here. God soek jou hart. Nie jou program nie. Hy soek nie jou roetine nie, hy soek nie jou program nie. Hy soek nie jou besige lewe nie, hy soek jou hart. Hy soek nie jou verskonings nie. En ek wil weer sê, ek wens daar's iemand wat vir my kan lees. Dit staan in die Bybel, God verstaan. En ek het dit al gesoek. Maar ek kon dit nie kry nie. God verstaan.
Want dis mos ons daaglikse gebruik van woorde. En ek wil vanmôre vir jou sê, hy soek nie jou woorde om te sê, hy verstaan nie, hy soek jou hart. Hy soek jou hart. Hy soek nie jou geld nie. Hy soek nie jou besittings nie. Hy soek jou hart. Kind van God. 1 Johannes 1 vers 8, die derde punt. Bely jou sonde sonder vrees. Genade van God maak dit verligtend. Dit maak dit ligter, sodat jy eerlik met God kan wees. 1 Johannes 1, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Maar kyk wat sê vers 9. As ons sondes bely, nie dink nie, nie aanneem God weet dit nie, want dis nie wat daar staan nie. Daar staan bely. Bely beteken ek praat. En God luister. En terwyl God luister, kyk hy na my hart se opregtheid. Van sy oë is op hulle wat hom aanbid, en sy ore tot hulle gebede. So sy oog is op my opregtheid van my hart. En hy luister wat sê ek. Party van ons wil mos so groepies maak. Ag Here, vergewe my sommer maar nou vir alles. Want eintlik voel ek te skuldig om dit by die naam te noem. Nee. Noem dit by die naam, wees eerlik. Want genade verlig dit sodat ons eerlik met God kan wees. Weet jy wat? Kyk na die foute wat Petrus gemaak het. En God se liefde deur sy seun Jesus Christus. En Jesus, sy seun, kom bewys vir ons hoe om in liefde op te rig en nie te vernietig nie. Geestelike groei rig op, dit vernietig nie. Hy sê en as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. So alles, lyk jou kleed hoe swart vanmôre. Die Here wil hom vir jou wit maak. Alles hy hoeveel kolle vanmôre. Hy wil hom was so sneeu. So wit soos wol. Wil hy hom maak. En as jy hierdie 3 stappe volg, kind van God, sal dit binne jou vermoë wees om nie op prestasie te lewe nie, maar in genade. Ek sluit af. Vind rus in wat God gedoen het. Vind vrede in wat God gedoen het. Geestelike groei begin nie om harder te probeer nie, maar om dieper te vertrou. Hebreërs 4 vers 9 tot 10, laaste skrifgedeelte van die oggend. En vandag nooi God jou om op te hou probeer verdienste. Om op te hou probeer bewys. En God nooi jou vanmôre om te begin leef uit sy genade vir jou en my. Daar bly dus 'n Sabbat rus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingaan het, rus self ook van die werke, soos God van syne. Wat sê die Here vanmôre vir jou? Kom my rus binne,
Kom my genade binne, want waar my genade is, daar's vir jou rus. Jy rus nie, want jy's nie in die genade van God nie. Jy het nie vrede nie, want jy's nie in die genade van God nie. Ons het nie geloof nie, want ons is nie in die genade van God nie. En nou sê ek vir jou, kind van God, deur geestelik te groei, wat my begeerte is, voor die Here en wat die Here met my gepraat het in hierdie toekoms, wil ek vanmôre vir jou sê, geestelike groei. Kom die rus van God binne, en jy sal ook rus van jou harde arbeid. Jy sal rus van jou take. Moenie op prestasie probeer geloof vestig nie, maar vestig dit op genade. En mag die barmhartigheid van die Here, mag die genade van God oor elkeen van u en ook oor ons luisteraars wat vanmôre ingeskakel is, wat ver van die kerk af is. Mag sy genade groot wees oor elkeen van u. En mag sy vrede jou verstand vanmôre oorweldig. En mag die Here vir jou krag by die kruis gee om te kan volhard tot die einde toe. Vir u wat wil, kom staan saam met my, laat ons bid. Ons Vader in die hemel, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied in die hemel en ook so op hierdie aarde. Here, aan u behoort die krag, die mag en die heerlikheid in die hemel en ook op hierdie aarde. Ons kom vanmôre, Here, na u troonkamer in die naam van Jesus Christus. Want Here, uit onsself uit is ons tot niks toe in staat nie. Uit onsself uit kan ons niks doen nie, Here. Maar ons roep uit vanmôre, ek is tot alles toe in staat, deur Christus Jesus wat my krag gee. Here, onse Here, help u ons om in hierdie genade in te beweeg, in te oefen, Here. Dat die omstandighede van hierdie wêreld, dat die verdrukkinge waarby hierdie wêreld ons wil verdruk, Here. Die omstandighede waarin ons gewikkeld is. Here, nie hierdie genade en die voeding wat ons vanmôre gekry het sal kom verdruk nie. Maar ek bid vanmôre, Here, dat elkeen in hierdie kerk sal uitbars, uitbreek uit hierdie verdrukkinge uit, Here. En my God, ek bid vanmôre oor elkeen se huis, Here, dat daar triomflik getuienisse sal uitkom, Here. Hoe groot is ons God? Hoe groot is ons God? Deur, Here, die breek van bande, die losmaak van kettinge, die vrymaking, Here, sodat u, Here, onse God, verheerlik mag word. En ontvang vanmôre die verheerliking van die woord gedrywe deur die Heilige Gees, in Jesus naam. En die hele volk sê, laat dit so wees. Prys die Here, kom ons neem ons sitplekke.